Goeiemorgen julle, ons gaan aan met Jona, vanaf hoofstuk 1, die roeping van Jona, sy weiering en straf. En die woord van die Hemelse Vader het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Nineve, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus te vlug, van die aangesig van die Hemelse Vader af weg, en hy het na Jafu afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar, van die aangesig van die Hemelse Vader af. Maar die Hemelse Vader het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. Toe word die seeliede bang, hulle het elkeen tot sy God geroep, en die landing wat in die skip was, en in die see gegooi, om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim, en daar gaan lê, en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe en sê vir hom, wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom en laat ons loot, dan sal ons weet wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot, en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër, en ek vrees die Hemelse Vader, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Hemelse Vader af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar, want die see het hoe langer hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Hemelse Vader en sê, ag Hemelse Vader, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U, die Hemelse Vader, het gedoen na U welbehae. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Hemelse Vader gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Hemelse Vader gebring en geloftes gedoen. En die Hemelse Vader het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk, en Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 2, Jona in die vis, sy gebed en verlossing. En Jona het tot die Hemelse Vader sy God gebid uit die ingewande van die vis, en gesê, uit my benoudheid het ek die Hemelse Vader aangeroep, en hy het my verhoor, uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor, u tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n storm my omring het. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van u oë, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring, tot aan die siel toe, die vloed was rondom my, seegras was om my hoof. Ek het afgedaal tot aan die grondslaa van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Hemelse Vader my God.
Toe my siel in my versmag het ek aan die Hemelse Vader gedink, en my gebed het tot by U gekom in U heilige tempel, wat die nietige afgode vereer het, wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is, en daarteen sal aan U offer met 'n stem van lof, wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Hemelse Vader, en daarop het die Hemelse Vader die vis bevel om Jona op die droë grond uit te spieg. Tot sover. Gaan aan met hoofstuk 3. Die prediking van Jona en die bekering van die stad Ninive. En die woord van die Hemelse Vader het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê: Maak jou klaar en gaan heen na die groot stad Ninive, en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive volgens die woord van die Hemelse Vader. En Ninive was 'n onsaglike groot stad, 3 dagreis te voet. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê: Nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. En die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep, en groot en klein het hulle met 'n rougewaad beklee. En toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in 'n rougewaad gehuld en in die as gaan sit. En hy het in Ninive laat uitroep en sê: Op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste, kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wy of water drink nie, maar mens en dier moet 'n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer, en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie weet of God nie sal omkeer, en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van sy gegloed, van sy toorn, en ons nie vergaan nie. En God het hulle werke gesien in hulle, en dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Tot sover. Hoofstuk 4. Die ontevredenheid van Jona en sy bestraffing deur die Hemelse Vader. Maar Jona was hieroor erg ontstemd, en hy het kwaad geword. Toe bid hy tot die Hemelse Vader en sê: Ag Hemelse Vader, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. O Hemelse Vader, neem dan nou tog my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Daarop sê die Hemelse Vader: Het jy 'n rede om vertoornd te wees? En Jona het die stad verlaat en aan die ooste kant van die stad gaan sit. Daar maak hy toe vir hom 'n skerm, en hy gaan daaronder in die skaduwee sit, totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. Toe beskik die Hemelse Vader God 'n wonderboom en laat dit oor Jona opskiet, om te dien as skaduwee oor sy hoof, om hom van sy ontstemheid te bevry. En Jona was baie bly oor die wonderboom. Maar God het die volgende môre, toe die dag breek, 'n wurm beskik en het 'n wonderboom gesteek, sodat dit verdor het. En met sonop het God 'n gloeiende oostewind beskik, en toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe, en gesê: Dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Toe sê God vir Jona: Het jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom? En hy antwoord: Ek het rede om vertoornd te wees tot die dood toe. Verder sê die Hemelse Vader: Jy wil die wonderboom spaar, maar jy geen arbeid aan dit bestee nie. En wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan,
maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is wat onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Tot sover.